Familiekerk, Bottelary in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar wat jou lewe sal verander. Baie welkom. As hy kom op die wolke van die hemele, elke oog sal hom sien, elke tong sal bely. As hy kom op die wolke van die hemele, elke knie sal voor hom buig, ons koning regeer. Op die wolke met die scepter in sy hand, en as hy kom op die wolke, kom hy om ons te kom haal. Op die wit perd met die scepter in sy hand. Here Jesus is almagtig, ons getroue krag. Elke nasie sal buig voor die van die hemel is hoog. O, die hemel is hoog. As hy kom op die wolke, sal die vyand val. Here Jesus, ons verlosser, Immanuel. Here Jesus is almagtig, ons getroue krag. Elke nasie sal buig voor die van die hemel is hoog. O, die hemel is hoog. Here Jesus is almagtig, ons getroue krag. Elke nasie sal buig voor die van die hemel is hoog. O, die hemel is hoog. Ja, die hemel is hoog. O, die hemel is hoog. Ja, die hemel is Vriende, hallo van my kant af en is lekker om saam met julle te kuier. Ons kom vars van 'n veldtog af wat gegaan het oor verhoudings, om intieme, om egte, om diepgegronde verhoudings te hê. En verhoudings het ons gesien is amper half die spulpunt waarom alles op aarde, waarom alles draai. En dis ook as gevolg van hierdie lewenswaarheid dat Vreelust Gemeente en Familiekerk Bottelary
hierdie diep gegronde, diep gewortelde visie van verander lewens en gemeenskap het. Ek en jy word uitgeroep, uitgedaag, opgekommandeer om aktief te belê in die lewens van mense. Inteendeel, dis nie eers regtig 'n vredelust of 'n familiekerk of 'n kerk waarheid nie, dis 'n God waarheid. En daarom is dit vir ons belangrik om te werk gedurig aan ons verhoudings. Maar nou, vir my en vir jou om effektief te wees as kinders van die Here, disippels, Christene, wat jy dit ook al wil noem, om werklik waar 'n invloed te hê op mense en selfs omstandighede om ons, moet ek en jy die heeltyd aan onsself werk. Ons ken die ou kliseë van 'n ketting is net so sterk soos sy swakste skakel, en daarom moet daar 'n konstante poging van ons kant af wees om die hele tyd te groei. Of jy nou verlede maand tot bekering gekom het en of jy nou 40 jaar al 'n pad met die Here stap. 2 Petrus 3 vers 18 sê: sorg dat jy aanhou groei en die genade in kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid nou en ook tot op die dag van die ewigheid. Amen. Hebreërs 6 vers 1 sê: daarom moet ons nie ophou by die dinge wat ons in die begin oor Christus geleer het nie. Nee, ons geloof moet aanhou groei en ons moet groot mense word in die geloof. Ons moenie weer van onder af begin bou soos wanneer 'n mens 'n gebou se fondament bou nie. Hier sien ek en jy 'n sterk uitdaging wat aan ons gerig word. Ons kan nie maar dink ons het geestelike groei oorwin of getroef of behaal nie. Dis 'n deurlopende proses en dit is dan tot voordeel van ander in verhoudings, in die kerk en ook in die breër koninkryk. Kan ek dit dan waag om te sê? Kan ek dit waag om te sê, 'n kerk of 'n huiskerk is net so effektief of sterk in die uitdra van die evangelie soos die persoon wat die minste aandag aan hulle geestelike groei spandeer? Kan ek dit sê? Dink 'n bietjie daaroor. So ek wil kortliks na 'n paar goed kyk wat algemene struikelblokke is vir ons geestelike groei. Wat is van die goed wat in die pad staan van ons geestelike groei? Nou die eerste ding, dink ek, is iets wat ons nie noodwendig sal aan dink nie, maar ons besef nie altyd dat ons nie vorentoe gaan nie. Ons dink ons groei, maar eintlik doen ons nie. Ek sien hierdie week 'n aanhaling. Partykeer sien 'n ou mos hierdie aanhalings en dan slat dit jou hier tussen jou oë. En hierdie week sien ek so een terwyl ek vir hierdie boodskap voorberei. Ek sien die volgende aanhaling wat sê: are you moving forward or just getting better at running in circles? Kyk, het jy al 'n hamster gesien in 'n hamsterhok in een van daai wielietjies? Kyk, daai mannetjie hardloop teen die spoed van wit lig. Dis baie keer so vinnig, jy kan nie eers die voetjies sien beweeg nie. Maar waartoe gaan daai hamster? Waartoe gaan hy? Absolutely nowhere. Is dit nie hoe ons baie keer operate nie? Ons dink ons gaan vorentoe, maar eintlik doen ons net genoeg om in die ronde te gaan. Dis soos baie mense oor leierskap dink. Ek kyk baie keer na ouens en al wat hulle wil doen is, hulle wil net bo kom, hulle wil net styg. Hoog beteken nie ver en vorentoe nie. Hebreërs 5 vers 11 tot 13 sê, ek kan nog baie hieroor sê, die Hebreërs skrywer praat hier in die konteks van Jesus as hoëpriester,
En dan sê hy, ek kan nog baie hieroor sê, maar dit is my moeilik om dit behoorlik by julle tuis te bring, omdat julle nie eintlik wil luister nie. Om die waarheid te sê, behoort julle eintlik self al mense te gewees het, wat ander van die dieper dinge van godsdienst te vertel. Maar kyk net na julle, 'n mens moet julle weer van die begin af al die basiese dinge oor God en sy boodskap leer. Op geestelike gebied is julle soos regte babietjies wat net melk drink en geen vaste kos kan eet nie. En iemand wat dit doen is nog 'n babietjie in die geloof. Hy weet nog nie eens mooi wat die verskil tussen reg en verkeerd is nie. Ons dink ons raak versadig van die melk, maar as groot mense het ons vaste kos nodig. Sien die melk skep baie keer vir ons die illusie dat ons versadig raak terwyl ons eintlik nog honger is. My ma is lief om vir mense te vertel, toe ek nog by hulle in die huis gebly het ek altyd hewig protes aangeteken elke keer as ons sop vir aandete gehad het. En ek het altyd gesê, sop is 'n vloeistof, dit maak nie 'n mens versadig nie. Is dit nie, maar hoe ons kyk na melk en vaste kos en groei nie, ons het vaste kos nodig. Hoe lyk dit prakties? Mense wat dink melk maak hulle versadig, dis soos mense wat die Bybel lees, maar nooit dieper gaan nie, nooit dieper ondersoek nie, nooit dieper konteks leer oor wat eintlik daaraan gaan nie, of jy gaan op uitreike 1 keer 'n jaar of 2 keer 'n jaar, maar jy internaliseer dit nooit as 'n leefstyl nie. Weet, ek het hierdie jaar op Compassion Day gegaan, so ek sal nou maar weer volgende jaar gaan. Of mense wat huiskerke bywoon, maar jy raak nooit vulnerable in jou groep, sodat mense regtig inspraak in jou lewe kan maak nie. Of jy hoor 'n boodskap op 'n Sondag, maar dit lei nie daartoe dat jou lewe verander, jou leefstyl verander deur die week nie, en as Maandag en Dinsdag kom, karring ons maar net aan met dieselfde ou gewoontes en foute. Ergens moet ons op 'n punt kom waar ons deur 'n ander lens na ons lewe kyk en besef, I need work. Hebreërs 6 vers 11 in die Amplified sê, therefore let us get past the elementary stage in the teachings about the Christ, advancing on to maturity and perfection and spiritual completeness, doing this without laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Daar's 'n sêding in leierskap wat sê, leadership is defining reality correctly. As jy regtig waar leierskap wil toepas, moet jy 'n opsomming maak van wat regtig aangaan. Ek wil so ver gaan as om te sê, Christianity is defining where you are spiritually correctly. Die besef waar jy is en dat jy moet vorentoe gaan. 'n tweede ding wat ek dink persoonlike geestelike groei verhoed of kelder, is die feit dat ons soms blind is vir ons eie foute of tekortkominge. En dit verhoed groei onmiddellik. Kolossense 2 vers 14 sê, hy, Jesus, het die dokument met voorskrifte wat as klagstaat teen ons gedien het, die straf vir ons sonde uitgevee en dit vergoed weggevat deur dit aan die kruis vas te spyker. Die ou lewe met foute en ongeduld en afguns en selfsugtigheid en jaloesie en verslawings het Jesus reggemaak. Hy het dit weggevat, hy het dit uitgevee. Hy het ons nuwe mense gemaak. Dis soos Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 17 waar hy sê, jy wat in Christus is 'n nuwe mens deur die gruisame kruisdood. Maar meer kere as wat dit vir my en vir jou goed is, elimineer of vee ons uit of opponeer ons dit wat Jesus weggevat het. Dit maak ons, ek en jy, ongedaan met hoe ons lewe. My en jou leefstyl laat groei juis dit wat Jesus
deur middel van die kruis weggevat het. Ons leefstyl is in kontras met dit wat Jesus met die kruis bedoel het. Filippense 3 vers 17 en 18 sê, Join together in following my example, brothers and sisters, and just as you have us as a model, keep your eyes on those who live as we do. For as I've often told you before, and now tell you again, even with tears in my eyes, Paulus sê, ek weet nie meer hoe om dit vir julle te sê nie, ek het traan in my oë. Many live as enemies of the cross of Christ. Nou kan jy miskien sê, maar hoe gebeur dit? Ek wonder ook hoe gebeur dit, maar in my werk met mense oor die jare, het ek agtergekom, mense het baie keer blind spots. Weet jy wat is 'n blind spot? Kom ek wys vir jou wat sê hulle is 'n blinde kol. 'n blinde kol is 'n area rondom 'n motor wat nie sigbaar is in die kant of triespieeltjies nie en waar ander voertuie of voorwerpe maklik gemis kan word. Eenvoudiger gestel, 'n blinde kol is 'n kol langs of agter 'n motor wat jy nie in jou spieëls kan sien nie. Kyk, as jy wil weet waaraan 'n man moet werk, vra sy vrou. As jy wil weet watter gewoontes by die werk iemand moet afskud, vra vir sy of haar kollegas saam met wie hy of sy die nouste mee saamwerk. As jy wil weet waarmee iemand die meeste sukkel, vra vir hul beste vriend of vriendin. Dis ook waarom ek en jy 'n geloofsgemeenskap nodig het, sodat ons verwoording kan doen teenoor mense vir wie ons lief is en wie ons lief het. Dis hoekom dit uiters belangrik is dat jy deel van so 'n huiskerk moet raak, waar mense vir jou omgee en vir jou in liefde sal sê, hey, luister, dit wat jy nou daar gesê het, is nie great nie. Hoe jy in daai situasie opgetree het, was nie goed nie. Ons het nodig om te weet dat dinge nie altyd is soos wat ek en jy dink dit is, of soos wat ek en jy onsself sien nie. Soos hierdie prentjie. Pas op vir blinde kolle wat ons verhoed om te groei. So, ons dink ons groei terwyl ons eintlik groei nie en terwyl ons dieselfde goed oor en oor doen. Partykeer staar ons blind teen ons eie foute, maar 'n derde ding wat ek dink ons verhoed om geestelik te groei, is die feit dat ons sukkel met persoonlike groei, met persoonlike tyd met God, skus. En hierdie is 'n aspek wat ek dink ons almal al oor baie jare geleer het en gehoor het in kerke en preke en huiskerke, maar dit bly die fondasie vir my en vir jou as kinders van die Here. Persoonlike tyd met God bly my en jou grootste verantwoordelikheid as kinders van die Here. En hoekom is dit so belangrik? En daar's baie redes daarvoor. Ek wil vir jou vinnig net om af te sluit 3 redes noem. Nommer 1, Jesus het dit gedoen. Ek lees gou vir jou 'n paar teksverse. Markus 1:35. Die môre vroeg toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buitentoe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Lukas 5:15 en 16. Tog het die nuus oor hom nog verder versprei en groot menigtes het saamgedrom om na hom te luister en van hulle siektes genees te word, maar hy het hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid. Lukas 6:12. In daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nag deurgebring in gebed tot God. Watter voorbeelde het ek en jy nog nodig om te kyk hoe lyk persoonlike tyd met God? Kyk net na die lewe van Jesus. Die tweede ding hoekom dit belangrik is dit rig ons lewe. Jeremia 29 vers 13 sê, julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Psalm 119 vers 105 sê, your word is a lamp for my feet, a lamp on my path.
Psalm 143 vers 8 sê, laat my elke môre u liefde ondervind, want in u stel ek my vertroue. Wys my die pad wat ek moet loop, want my hoop is op u gefestig. Sukkel jy met rigting? Weet jy nie lekker waar jy in jou pad is nie? Spandeer tyd met God. Hy rig jou lewe. En 'n derde ding is, hy gee vir ons rus en vrede. 1 Kronieke 16 vers 11 sê, soek hulp en beskerming by die Here. Soek gedurig sy teenwoordigheid. Jeremia 33 vers 11 sê, roep my aan, ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Psalm 91 vers 1 en 2 sê, hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Wat jy vra in die lewe, is jy onrustig oor goed? Weet jy nie hoe jy finansiëel dinge gaan doen nie? Weet jy nie hoe jy jou verhoudings gaan herstel nie? Spandeer tyd met God, want hy gee vir ons rus en vrede. Ek sluit af met een laaste teksgedeelte in Kolossense 2 vers 6 en 7. Julle het Jesus Christus as Here erken en aanvaar. Tree nou op, lewe, laat julle leefstyl soos mense wees wat hom regtig as Here ken. Julle verhouding met hom moet so heg en intiem wees soos die band tussen 'n boom en die are waaruit dit groei. Soos 'n huis wat op 'n sterk fondament gebou word, moet julle julle lewe op Jesus bou. Staan onbreekbaar vas in dit wat julle glo, soos julle geleer is. Doen dit terwyl julle gedurig vir God dankie sê en hom eer. Ek en jy moet werk aan onsself. Ons moet onsself groei, sodat ons effektief in sy koninkryk kan werk en kan handel. Ek glo en ek hoop en vertrou, dis iets wat jou stimuleer en jou sal vat in hierdie week met nuwe moed en met nuwe ywer en met nuwe dringendheid om te groei as 'n disipel van Jesus Christus. Mag jy 'n geseënde week hê. Who do we worship and who do we praise? Who do we thank for amazing grace? When I walk through the valley of the shadow of death, who will be with me to hold my hand? His name is Jesus, the lover of my soul, who sets the captives free. When darkness falls and the enemy tries to destroy, Jesus is with me to hold my hand. When I am weary with a troubled heart and my worship is falling apart, when I walk through the valley of shadow of death, who will be with me to hold my hand?
us proclaim the risen King, the great I am, our victory. And if I fail to call on Him, the souls cry out His holy name. So let us proclaim the risen King, the great I am, our victory. And if I fail to call on Him, the souls cry out His holy name. So let us proclaim the risen King, the great I am, our victory. His name is Jesus, the lover of my soul, who sets the captives free. When darkness falls and the enemy tries to destroy, Jesus is with me to hold my hand. His name is Jesus, the lover of my soul, who sets the captives free. When darkness falls and the enemy tries to destroy, Jesus is with me to hold my hand. When darkness falls and the enemy tries to destroy, Jesus is with me to hold my hand. Jesus is with me